us remain standing just a moment. Being that this is a Sunday afternoon, I'm sure you're all filled with the glory of the Lord from being out in the services today in different churches and these fine pastors like we have here in Phoenix. No doubt fed your soul greatly. It's my privilege to come this afternoon to speak to you again just before the great climax of the meeting tomorrow night with our precious brother Oral Roberts. And I'm sure you're all planning to be here because anybody's ever heard Brother Oral Roberts knows he's a wonderful servant of Christ. We've had very much this week, these fine men, and how we appreciate them. Now, I look upon this lane here. I know it means sickness in the crowd. Now let's just bow our heads for a few minutes. Our Heavenly Father, we are grateful for the faith of the people. We are constantly speaking of how grateful you are, or how grateful we are of you, rather, of what you have done for us in making the preparation that we could receive these blessings. And now, Lord, I'm giving you thanks for people that believe the message, that believe you. These symbols laying here this afternoon testifies to that fact, that you remain the Son of God, and people still receive the true Holy Spirit that was up on the early church, that taken from the body of Paul, handkerchiefs and aprons, unclean spirits left them, devils went out, and sickness was healed. Lord Jesus, they realized that that wasn't St. Paul. He was just your servant. And we're not trying to take the place of St. Paul, but yet we have the same Holy Spirit that St. Paul has. For we believe and preach the same gospel he believed and preached. Now we pray, Father, that you'll honor the people's faith. Grant this afternoon that you will continue to pour your blessings out upon us. Heal the people. These little hoods and little stockings and handkerchiefs that goes to the needy. If it stirs my heart, what does it do to yours? And I pray, God, as I offer my prayer with this entire church, that you'll answer, heal each one of them. Grant the request of the people. Now let thy Holy Spirit lead us for the furthering of the evening service, or the afternoon rather. We ask it in Jesus' name. Amen. You be seated. This afternoon, I want to hurry up because I know that you're Ik wil gauw maken, omdat ik weet dat jullie allemaal moe is van in die kerk wees, dank je meneer, en die kerk wees vandaag. Ik wil echter net hier die tijd nemen om mijn dankbaarheid aan broer Demas te herinneren te spreken. Brother Carl Williams and their fine wives, for all the rest of the members of this great group of interdenominational brothers, the chapter man and all the laity and you people here from the different churches, the pastors, Brother Shores and Brother Outlaw and Brother Fuller, and so many of the fine ministers here. I have this privilege of meeting. I haven't met them just once or twice and shook their hands, some of them. Wish I had time to be with all of you. The meeting just prior to this, when we all gathered together, goes to show a union of fellowship. Whether it's in your church or not, you're interested in the body of Christ. Now, I appreciate that. About 16, 17 years ago when I made my first visit to Phoenix, this would have been totally impossible. But I've lived to see the day. I believe and trust and believe with all my heart that believers are coming together, where we can sit under one roof, under one sacrifice, Jesus Christ. And Israel could only meet in one place. That was under the shed blood. We'll never meet as Methodists under the one place. We'll never meet as Baptists under the Baptist group. We'll never meet Nooit as ontmoet Pentecost soos Pinkster onder die groepe nie. Daar is te veel verschille. Maar daar is geen plek waar ons binne in gemeenheid onder die bloed van Jesus Christus
Daar is waar ons dinge in gemeen het. Dit is God se manier vir ons om te ontmoet, in elk geval. En daar is geen ander plek waar God beloof het om die mens te ontmoet nie, slegs onder die gestorte bloed. Ek het gisteraan gedink aan ons broer Oral Roberts, wie daar die wonderlike stelling hier gemaak het oor uit sy innerlike wete daar riviere van water vloei. Die groot, hoe hy dit ingebring het van uit sy maag uit. Ek glo hy het gesê, hoe sal hier die riviere van water vloei. Het julle ooit opgelet, dis riviere van een water. Riviere, meervoud, water, een. Nie riviere van waters nie, maar riviere van water. Een gees, maar deur dieselfde gees word ons almal gedoop in dieselfde liggaam. Uit hom uit vloei die goedheid en genade van God. En nou, julle Californiese mense, ons sal in julle staat wees van volgende week af, glo ek, daar oorkant. En dan onderaf deur Georgia, Louisiana, Florida, onderaf totdat ons oor see begin. Die Here seën julle. Grootlik. Ek waardeer die klein dametjies wat die musiek gespeel het en hier die gawe manne wat ek ontmoet. Hier die nuwe broer hier, broer Solomon King. Ek mag dit verkeerd sê. Ek kan dink aan koning Salomo en dit omdraai. Dit was daardie dag. Hierdie is 'n ander koning ook. Dis reg. Is een van 'n koning in elk geval. Dis reg. Een van 'n koning. Nie van 'n koning nie, die koning. Wanneer ek hierna kyk, herinner dit my aan onder in Mexico, hier 'n paar jaar gelede in Mexico stad. Ons was daar een aand, daar was 'n blinde man, die vorige aand op die platform gekom, heeltemal blind vir baie jare. Ek het gekyk na sy voete, ek het daar gestaan met 'n goeie pak aan, paar skoene, ek het gekyk na syne. Hy was blind, geen skoene aan nie, verslete broek, en daar buite gestaan in daardie reën. Wow, miskien 30,000 of meer gestaan daar in daardie reën, geen mekaar geleën, geen sitplekke nie. Was daar, eerder vroeg daar die môre, net gewag om daar te kom, daar die aand. En daar was hier die blinde man, het die sig ontvang. En die volgende aand, heel wat omtrent 2 keer, die grootte van die bank hier, wat ook al ons dit noem, maar net op die platform was net hope, omtrent so hoog, soos wat daar die gordijn hang. Net van oud Charlies en jasse en wat die mense aangetrek het en daarbo gegooi het, net dat ons het mag aanraak. Meeste was katholiek, natuurlijk, daar in Mexico stad. En ek het ingekom as die eerste protestant wat ooit ingekom het onder militaire inval. Dit was van generaal Valdivia, ons goeie vriend hier, volle evangeliese besigheidsmanne. Ek onthou daar die aand, daar het uitgekom van buite af, en miskien het na my gekom gesê, ek het ten minste 150 plek aanwysig of meer, wat daar staan, en hulle kan nie 'n klein Spaanse vroukie teehou nie. Sy het 'n dooie babatjie vanmôre gesterf, gesê, hulle kan nie daar die vrou teehou nie. Gesê, sy sal oor hulle rug klim en alles. En ek het gesê, wel, versterk dit net. Hy het gesê, ek het niks anders om hier te versterk nie. Ek het gesê, gee haar 'n gebedskaart. Gesê, ek het nie een nie. Hulle is almal uitgegee. Ek het gesê, broer Mo, gaan bid jy vir haar. Het ek gesê, want sy ken my nie. En ek het gesê, gaan bid jy vir haar. En ek gaan probeer om te bid vir hierdie groot hoofklere, net binne 'n paar oomblikke. En terwyl ek daar gestaan het, het ek buite oor die gehoor gekyk vir hierdie, en voor my was 'n klein Meksikaanse babatjie, geen tande nie, net geglimlag, reguit voor my. Ek het gesê, wag 'n oomblik, broer Mo. En hulle het die klein kereltjie gebring, en die klein dametjie het ingekom, neergeval, met 'n kruis in haar hand. Ek het gesê, deur 'n broer tolk om haar te laat opstaan. En ek het gesê, broer Mo, ek weet nie of hierdie dit is of nie, maar ek het 'n klein babatjie buite voor my sien staan in 'n visioen nou net, wat geglimlag het. Sy het dit onder 'n klein blou en wit gestreepte kombers gehad, net druipnat, dit het net gereën. Dit was omtrent 10:00 in die aand. Die baba het daar die oggend gesterf rondom 8 of 9 in die dokter se kantoor met longontsteking. En so het sy in die reën gestaan. Haar hare het heeltemal in haar gesig gehang en sy was 'n baie mooi kind. Sy het gelyk na waarskynlik haar eerste baba in haar vroeë 20's. En die klein kereltjie het gesterf. En ek het net my hande oorkant daarop gelê en ek het gesê, Here Jesus, ek verstaan hierdie nie, maar volgens daardie visioen wat ek gesien het, en skaars het gesê, het ek geskop en geskree en die klein kereltjie was lewendig. En ek het broer Espinosa gehad. Hoe ken Espinosa? Broer Espinosa. Hy was die een wat het opgevolg het, na die dokter se kantoor, gevind dat het waar is. Sien, dit is reg. Die baba het daar die môre gesterf om die verslag te teken. En so, nou, is hy dieselfde God vandag, as ons net dieselfde soort van geloof in hom kan hê. Dit is reg. Ons hemelse Vader, hier ons daar die geloof van daar die klein Meksikaanse vroutjie vandag. By daar die klein blinde man gesien gesond word die vorige aand, daar buite gestaan met haar baba en daar die koue wind wat gewaai het,
het het longontsteking opgedoen. En die volgende ochtend vroeg het het gesterf in die dokterse kantoor. Haar eerste gedachte kwam, as God 'n blinde oog kan genees, die geheim van die hart kan openbaar, is het steeds die woord van God. Want die woord van God onderskei die gedagtes wat in die hart is. En sy het geweet dat hy die gedagtes wat in haar hart was kon onderskei. Hy het hom geglo. En dat hy Lazarus in die graf kon oprig. En hy dieselfde was, gister, vandag en vir altyd. Sy het gekom en U het haar beloon, Here, deur haar baba terug te gee. Dit lewe vandag, sover soos ons weet. Ons dank U hiervoor. Seën ons vandag, Vader, seën hierdie mense met hierdie sakdoeke en jasse wat hier lê ook. En mag U Heilige Gees nou kom en die woord van God aan ons gee. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek weet julle het 'n byeenkoms binne 'n paar oomblikke, of 5 uur, glo ek. En gewoonlik sal dit my nie tyd gee om te begin nie, maar ek is verkeerd daarvan, dink ek. Nou, ek het hard probeer hierdie week met 'n skeerkeel, miskien net saam te werk in goede. Ek het die mense die ander dag gesê, ek het 'n haarstuk staan, maar ek was skaam om te dra, omdat ek so in die vroue geskree het oor hulle hare. En ek het my hare verloor met karbolsuur, en die ander aand het hulle daar deur opgemaak, of die lig het hier weer gesirkuleer, en ek het gedink, ek sou vandag terugkom nie. Ek het gesê, as Oral Roberts hier is, kan hy bystaan, as hy wil. Hy het nog nie opgedaag nie, daarom sal ek die skrif lees, en bid julle vir my. Mattheus, die 27ste hoofstuk, vanaf die 11de vers, wil ek graag lees. Nou luister baie aandagtig na die voorlees van die woord. Want my woord is 'n mens se woord, dit sal faal. Sy woord kan nie faal nie. So luister nou aandagtig, soos ons lees. En terwyl julle blaai, wil ek graag aankondig dat ons broer Oral Roberts onder in Jerusalem gaan wees, ook volgende Vrydag aand. As julle almal wil kom. Julle sê, waar? Iemand het gesê, Florida was 'n beloofde land. Ek reken, ek kan toestaan Jerusalem noem. Phoenix is in die vallei, en Jericho was onder in die vallei van Jerusalem af. Ek sal nooit so hier uitkom nie, sal ek? Broer Oral Roberts praat volgende Vrydag aand, en ek is seker julle almal sal bly wees om hom te hoor. Ons sal bly wees om julle hier te hê. 27ste hoofstuk, die 11de vers. En Jesus het voor die gouverneur gestaan, en die gouverneur het hom die vraag gestel en gesê, is U die Christus van die Jode? Jesus antwoord hom, U sê dit. En terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, en het niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor U nie hoe baie dinge hulle teen U getuig nie? En hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die gouverneur baie verwonder het. En op die fees wou die gouverneur nie om een gevangene, een wat hulle wou hê, vir die skare los te laat. En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad in die naam van Barabbas. Nadat hulle dan bijeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê, moet ek vir julle loslaat, Barabbas of Jesus wat genoem word Christus? Want hy het geweet dat hulle hom uit nederigheid oorgelewer het. En terwyl hy gevestig was hierop, op die regterbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet toch niks te doen hê met hierdie regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal, dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die gouverneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord, Barabbas. Pilatus het vir hulle gesê, wat wil ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. En die gouverneur sê, wat het kwaad het hy dan te doen? Maar hulle sê nog harder en sê, laat hom gekruisig word. Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder oproer kom. Het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie onskuldige man. Julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Toe laat hy vir hulle Barabbas los.
scourged Jesus. He delivered Maar him Jesus to be het hy crucified. laat gestel en oorgelewer om gekruisig te word. My subject today, if I should call it that for the next 30 minutes, My onderwerp vandag, as ek dit so moet noem vir die volgende 30 minute is, wat sal ons doen met hierdie Jesus wat Christus genoem word? and then I would like to say this En also, dan wil ek ook dit Jesus sê, on our Jesus hands. op ons hande. Now, I believe that the hour where our scene starts Nou ek is glo long dat about die uur waar daylight, ons toneel begin is rondom daglig in Pilatus se hofsaal. and it's one of the saddest times and one of the En most is een van die droewigste tye crucial en een times van die mees kritieke of our tye history. van die hele geskiedenis. is the saddest Dit was die mistake the church droewigste ever fout wat die made kerk ooit in in its sy history. geskiedenis They had gemaak just het. made it. Hulle het dit vasgemaak. And now, En been nou thrown into was the die laps skote van die of the gouverneur governor, die the staat state, gegooi. both church and state, because they Beide were kerk en a staat, people omdat hulle chosen of uitverkose God, volk van God was, called geroep is to be om his te dienaars te servants, wees, and the nation was supposed to en be die volk was controlled by veronderstel God's om deur law. God se wette beheer te word. And the church had turned En die kerk down their het hulle Messiah. Messias geweier, Although he had been so alhoewel hy so goed identified to onder hulle them, geïdentifiseer was. they had chosen rather to stay with the tradition of Het hulle the liewer elders gekies of that day om by die than to tradisies van die believe ouderlinge van the daardie dag te anointed, bly, the eerder vindicated as om die gesalfde, word bevestigde that woord God van had God te promised glo, them wat God for hundreds vir of hulle years beloof to het come. vir honderde van jare om te kom. Did you notice it Het hulle also opgelet, prophesied that dit het they'd ook be blind? geprofeteer dat hulle verblind sou wees. They couldn't Hulle understand kon dit this nie and how verstaan they'd nie be blind, en hoe but hulle they verblind were. sou wees, maar hulle was. And En they hulle made het hulle their groot great fout mistake. begaan. And this day En they had hierdie made dag their het hulle final dit show finaal of it. gewys. And now it's in the En nou hands is of in the die hande government. van die regering. And now the government has to En make nou its moet die choice. regering sy besluit maak. The churches Die have kerk het already hom al reeds rejected him, verwerp. though God had thoroughly proved Hoewel that God he was deeglik their bewys het Messiah. dat hy hulle Messias was. Now I want Nou, to take wil ek just net a 'n paar few oomblikke moments neem before voordat we ons get out hierop into ingaan, to the na die teks en and so so voort, forth that I have wat ek nodig notes het, I got waaroor written ek here hier about. neergeskryf het. How could those Hoe people kon have daardie failed to mense see dit nie that? gesien het nie? One thing the scripture Een ding clearly wat die says, skrif they duidelik were sê, blind. hulle was blind. But Maar it's dit is hard moeilik to om make hulle them te laat understand verstaan they're hulle is blind. Just as Net so hard as it moeilik is as dit today. vandag is. When the Bible tells us that Wanneer this die Bybel ons generation vertel dat is hierdie naked, geslag naken, miserable, beklaanswaardig, poor and arm blind and en don't blind know is it. en dit nie weet nie. Now that's the scripture. Nou dis die skrif. Nou, Now, jy kan ons you Amerikaanse tell we mense American vertel dat ons people blind we're is. blind, Ons sal we'll jou baie tell you right vinnig quick you vertel don't dat know jy what nie you're weet waarvan talking jy praat about. nie. But I'm going to bring you to Maar ek gaan trial julle this voor die afternoon. hof daag vanmiddag. Find out whether we Uitvind are of ons blind or blind is of nie. And we got Jesus on trial this afternoon and his blood on our hands. And En now nou we wil want ons to sien see wat what ons we're going to daaromtrent do gaan about it. doen. Will we make the Gaan same ons rational dieselfde mistake that roekelose they fout made? maak wat hulle toegemaak het. Let op Notice wat what gebeur happened. het. He had been clearly Hy was identified duidelik and geïdentifiseer fulfilled en het the die amper office vervul that wat God God said he gesê would hy sou fulfill vervul as as Messiah. Messias. There was no question Daar was about it. geen twyfel daaroor nie. For Want he hy was was gebore born op die the way manier wat God God said gesê het he'd hy be sou born. gebore word. He Hy was was rejected verwerp the way op die God manier said wat he'd God be gesê het hy sou rejected. verwerp word. He had proven himself to be the Messiah. Hy het homself Because bewys as die Messiah Messias, was want die God. Messias was God. Messiah means Messias anointed beteken one. gesalfde. And En he hy was was gesalf anointed with the met die fullness volheid of van die the Godheid Godhead het bodily liggaamlik dwelt in hom in him. gewoon. He Hy wasn't was just nie a 'n prophet, profeet yet he nie. was a Doch, prophet, hy was 'n but profeet. he was more Maar hy than a was prophet. meer as 'n profeet. He was a God Hy was die Godheid wat liggaamlik in 'n mens gewoon het, bekend as die Seun van God. God die Vader het 'n mag oorskadu en in haar geskep bloed, in haar baarmoeder 'n bloedsel wat die Seun van God voortgebring het, waarin God getabernakel het. En hy was geïdentifiseer met hulle as wie hy gesê het hy was. Maar hy het nooit reguit uitgekom en vir hulle gesê, ek is die Seun van God nie. Nee, hulle moet dit glo. Hy het gesê, my werke getuig wie ek is. Hy het hulle beveel, kyk in die skrifte en kyk aan watter dag hulle gelewe het. Dan sou hulle weet wat hy was.
Ek dink dit is aan ons om dit te doen, moet ons nog Exodus op hande sien. Ek dink ons behoort te kyk en die skrifte te deursoek, wanneer ons dinge sien opkom. Ons let dan op, dat die kerk hulle besluit gemaak het, dat hulle niks met hom te doen wou hê nie. Hoekom, wanneer die woord hom korrek geïdentifiseer het, en sy werke bevestig, dat hy die Messias was. Wat verskriklike, kritieke ding, fout wat daar die kerk gemaakt het. En ek wonder, of het moontlik kon wees, dat ons daar dieselfde fout kon maak. Hulle is hulle laaste kans gegee om te sien wat hy was, en om dit te aanvaar. Nou, julle sal nie altyd die geleentheid hê om te aanvaar wat God stuur nie. En die geduld raak uiteindelik op. En dan steek julle daar die lyn tussen genade en oordeel oor. Daar is niks oor behalwe oordeel, wanneer God die geduld uiteindelik opraak. Maar hulle is hier die geleentheid gegee, en het homself sien identifiseer. Hom met die put saam met die vrou gesien, en haar vertel dat sy 5 mans gehad het. Nathanael hom toe sien kom, nadat Filippus gegaan het en Nathanael in sy teenwoordigheid ingebring het. En het gespreek en gesê presies wie hy was en waar vandaan hy gekom het. Iemand Petrus vertel dat sy vader was en wat sy naam was, en hulle het nie 'n profeet vir honderde jare gehad nie. En self, dat die klein prostituut vrou, het die woord van God erken. Sy was nie heeltemal vastgevang in iets. Sy wel, haar verstand was nie heeltemal wat ons so noem, as jy die uitdrukking hiervan sal verskoon, verward. Hier naartoe gehardloop en daar naartoe gehardloop nie. Dit was 'n maagtelike verstand wat dit betref het. Hy het gesê, ons weet die Messias kom, en dit is wat hy sal doen. En hy het gesê, ek is hy. En sy het vinnig gehardloop, die mense van die stad vertel, kom, sien hom, hierdie is die einste Messias. Selfs daar die leraars en mense van daardie dag kon dit nie sien nie. Dit is moeilik om te sien as jy nie die skrifte wil ken nie. Maar die skrifte sê, hulle was verblind. Hulle was werkelijk verblind. Maar as die gees lewer in plaas van daardie lieflike Jesus by ons woord die uitgaan, kruisig hom. Pilatus het gesê, wat sal hy doen met hierdie Jesus, wat die Christus genoem word? Hulle het gesê, weg met hom, kruisig hom. Wie sal ek vir julle vrylaat, Barabbas of Jesus? En hy het die roekelose fout gemaakt om 'n moordenaar te kies, in plaas van 'n lewegewer. Een wat geïdentificeer was as lewegewer, hy het 'n moordenaar gekies, die geïdentificeer was as lewenemer. Wat 'n kontras! En ek wonder of, ek sê dit met alle goddelike respect vir my broers en susters, en vir die mans en vroue van hierdie dag, vir wie ek spreek, met liefde in my hart vir alle mense. Ek wonder of ons nie net gereed is om dieselfde ding te sien, as wat hulle toe gesien het nie. Die regering het betrokke geraak hierby, en die geskil was aan die gang. Die vraag moet besleg word, dit was weer konfrontatie. Waar was dit vandag? Waar is dit hier? Die konfrontatie is aan die gang. Iets moet gedoen word. Julle moet ja of nee sê. Waarom Paul? Dit sal nie wees wanneer julle daartoe verplig word. Julle moet dit nou volgens julle vrye morele wil doen. Nou, nie wanneer daar die tyd plaasvind nie. Wanneer dit gebeur, is dit verby. Nou, hierdie mag die laaste dag wees, wat julle tyd het om julle besluit te maak. Julle kan dit nie dan doen nie. Julle het dit al reeds geneem. Dit is ver. Teen daardie tyd. Julle moet dit nou doen. Moenie tot die laaste minuut wag, want die boot sal wegtrek en julle agterlaat. Die deur sal gesluit word. Hy mense sou in die ark ingekom het, as het daar kon ingekom het, toe die reën begin val het. Maar die saak is gestel, die evangelie was gepreek, die tekens was getoon, en die tyd was verby, die reën het toegeval, oordeel was aan. Nou, die hele volk moes hom verwerp. Omdat dit genoem was, was ons vandag so sê, 'n Christenvolk, soos hierdie 'n Christenvolk genoem word. Daarom, as dit Jehovah's volk genoem was, sy geselekteerde volk, dan moet die hele volk hom weier. Die kerk het hom al reeds geweier. Die kerk het hom uitgestop. Hulle wil niks met hom te doen hê nie. Maar nou is die regering daarbij betrokke. Waar is dit weer terug? As het weer reguit terug in die skoot. Met die skrif wat hier lê, geïdentifiseer net presies wat Jesus gesê het sou gebeur. Hoekom slinger ons voort in hierdie ure van duisternis? Hoekom laat ons dit oor ons kom? Wanneer ons deeglik gewaarsku is,
Net soos dit was die dae van Lot, in ons proses dieselfde ding. Jehovah het die toneel beskryf en ons vertel, was die dae van Lot. Julle sien die boodskappers daaroor kan in Babylon wat probeer om Lot uit te kry. En julle sien die boodskap aan die uitverkorene Abraham, wat er reeds uit was. En alles precies op naam, plek en tyd is deeglik geïdentifiseer. Maar nou is het in die handen van die regering. Die regering moet het nou veroordeel. En hulle gaan dit doen. Moet julle nie daaroor bekommer nie. Dit is 'n Christenvolk en ek moet sy Christelike standpunt inneem as dit is. Die konfrontasie is aan die gang. Die hele volk moes aan die oordeel ingebring word. Omdat dit gebeur rondom 70 na Christus, toe die groot Romeinse generaal Titus Jerusalem beleer het rondom 70 na Christus, met sy leer van Rome, en daar het hulle die prys betaal, omdat hulle hom verwerp het. Vandaag, soos ons kyk na daar die hoofdsaak daar en ons hier uitgaan, het het naboots op verskillende maniere van hoofdsaken op Goeie Vrydag en daaroor praat en dinge. En precies, selfde ding waar ons praat, wat gebeur het op daar die Goeie Vrydag, is reg onder ons neuse vandag. En ons oude dinge doen dieselfde ding wat hulle gedoen het, neem het weg het in 'n soortgelyke hoofdsaak. Naar de soortgelyke beloofde woord van hierdie dag bevestig is precies hetzelfde as wat het daar bevestig was. Is 'n gewone houtwerker systeem, so gedink. Hy was die woord van God gemanifesteer. En hy was deeglik geïdentifiseer, omdat die werke van God homself deur hom gemanifesteer het. En bewys het, hy was die Messias. En vandag het daar dieselfde saak hier gekom. Toe die Heilige Gees op ons gekom het in die laaste dae en homself reg in ons kerk geïdentifiseer het. En dieselfde werke bewys het, wat hy gedoen het toe hy hier was in die volheid op Jesus Christus. Hy het dieselfde ding gedoen op die bruid. Doen dieselfde ding en steeds wil ons daarvan ontslae raak. Want nou hier is bande wat nou gemaakt word, wat oor die wêreld gaan. Nina, sê ek alleenlik nie, ek praat met die helft van die wêreld op hierdie tydstip, want ons het bandbesigheid wat rond die wêreld gaan. Let op, vandag het ons 'n soortgelyke hoofsaak, dieselfde geïdentifiseerde woord. Hebreërs 13:8, Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd. Johannes 14:12, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Matteus 28, die hele wêreld breek die evangelie uit die skepsel. Kyk, 'n klein tydjie in die wêreld, sien my nie meer nie, doch sal julle my sien, want ek sal met julle wees self, en julle tot aan die volëinding van die eeuw. Jesus Christus dieselfde, gister, vandag en vir altyd. Hulle het vandag gekies, nie alleen 'n moordenaar nie, maar 'n moordenaar van die woord. 'n satelliet van die eerste woord. Toe hulle apostels die evangelie gepreek het en afgekom het deur Arrhenius en baie van die groot hervormers en stigters destijds in die eeuw, en gekom by Nicea, een keer vir 'n konfrontasie, en het besluit om 'n universele kerk te maak, om mense te dwing, om in hulle jurisdiksie te kom. Baie wat die geskiedenis daar gelees het, weet baie ou profete daar gekom, met diertel om hulle gedraai, dit krye en dinge geëet. En het probeer gaan vir daardie woord, gaan vir die woord van God. Maar wat het hulle gedoen, daardie 15 dae van bloedige politiek? Hulle het uiteindelik besluit om 'n universele kerk te maak, en die heidenheid op Christus in te end. En het opgestel as 'n universele kerk. En vandag gooi die protestante onsself saam met die ministerraad, en doen dieselfde ding, en traditie van die mens in een plaats van om die woord van God te neem, wat deeglik geïdentifiseer is deur die Heilige Gees, en dieselfde gister, vandag en vir altyd is. Kerk staan in die weegstal vandag, en word terug bevind. Julle is terug in Pilatus se hofsaal. Ja, meneer. Wat doen dit? Dit maak 'n beeld vir die dier. Dit is 'n satelliet vir Rome. Wanneer die ekumeniese raad verkeer elke protestantse denominasie daarin sal verkeer, en dit is omtrent almal daar. Wanneer die evangelie almal die eer gaan aanbreek, wanneer sal goed kom op uitlei. En in daardie tyd, wanneer daardie verkering kom, het jy jouself afgeet identifiseer met die merk van die dier.
Nou, dis precies. Wat is het? Een protestantse hoer, samen met jouw moeder, Roma die hoer. Openbaring 17 het gesê, sy was die moeder van hoere. Precies, protestantse denominaties. Wat in haar hand uithou die beker van die wraak van God vir haar heildronk, haar getuienis. Hier is wat ons glo en elkeen, hier is wat ons glo. Hier is wat die kerk moet glo, die woord van God, en laat elke mens die woord alleen lees. Dis wat het vir ons stel is om te wees, maar ons bring Christus weer na daar die groot christelike eer, waar hy gestaan het in Pilatus opstaan. Pathetisch de kleine groepie verskoot na een kant toe, met 'n geboe hoof. Ander denominaties het hulle verwerp, hulle geweier en hulle weggewys en sê, geen niks te doen daarmee nie. Julle beter dit nagaan met die woord. Nou, vind ons uit, hier die ekumeniese raad is, wat doen dit? Die Bijbel, julle sê die Bijbel daaroor, ja, 'n vorm van godsaligheid, maar verloon die kracht daarvan. Blind, nakend, kerkgangers, 'n vorm van godsaligheid, maar verloon die kracht van de Heilige Geest, wat Jesus Christus identificeer met die woord. Hoe kan een man aanspraak maak daarop om de Heilige Geest te hê en eens het woord wat de Heilige Geest is ontkent? Hoe kan een man dit doen? Sy eie getuienis getuig dat hy nie is wat hy veronderstel is om te wees nie. En geestelike overspel pleeg, deur die kracht van God te ontken. Paulus het gesê in 2 Timotheus 3 hoofstuk, dis wat het sal wees gesê, so koppig, hoogmoedig wees. Ek het 'n doktersgraad, 'n PhD, 'n LLD. Vir my is het verder van God as wat hy was toe hy begin het. Ja, meneer, dit neem jou net weg van God af. Bring jou nie na God toe nie. Dit een ding kan jy na God trek met die Heilige Geest. Hier is sy woord. Die Heilige Geest is 'n kompas. Die noordster is die woord. En die kompas sal het wys na die noordster. En die Heilige Geest sal jou trek wys na die woord. Nie is sekere ekumeniese beweging nie, nie is sekere denominatie, maar na die woord van God. Onthou al die ander sterre skuif saam met die wêreld, maar die noordster bly precies, want het is in die middel. En elke ander mens se woord sal faal, maar God se woord kan nie faal nie. Dis die noordster gesentreerd, dit sal nie saam met die wêreld skuif nie. Maar die saak waar die wêreld is, die bly gister, vandag en vir altyd dieselfde. En hy is die woord. Broer en suster, ek smeek julle in Jesus se naam om hierdie te oorweeg. Julle het my geglo in wat ek in hierdie jare gesê het. As God het wat ek gesê het, as die waarheid bewys het, nie ek nie, dis sy woord wat ek gedoen het. Dan smeek ek julle in Jesus se naam om hierdie na te gaan. Moenie blind wees vir hierdie dinge nie, dis reg op julle. En onthou, die Bijbel het gesê in Mattheus 24, dat almal wie se naam nie geskryf was in die boek van die lewe van die lam nie, van die grondiging van die aarde af nie, sou hierdie merk neem. Weg jy uit die wormes, die verordeneer is om dit te sien, sal het sien. Die rest van hulle sal het 1 miljoen myl mis. Ons sien hierdie groot beweging nou opgestel, Satan se groot masjinerie opgestel in plek. Die enigste ding wat het nodig het is, dit het die mechanika, dit wag slechts vir sy dynamika om dit van kracht te laat word. Die beweging is heeltemal vergadering, 'n groot raad en ding. Die groot masjien sit daar, waar hulle wag vir die uur wanneer die deksel stap, en dan kan hulle dit maak en dit verseer, dit 'n wet maak. Kyk na die uitsendings en dinge wat ons vandag hoor oor die radio en die koerante. Dit is weg op julle nou. Ons het die tyd om enigiets anders te doen, behalwe Jesus Christus te ontvang nie. Hy is degelijk geïdentificeer. Luister, ons sê omtrent, Satan se groot masjien daarbo, gereed om te beweeg, wat gereed is om plat te druk. Maar onthou, God se klein kidde, wat die woord so, sy mechanika is wat gereed. Dis gereed vir die dynamika met aan die brand ontdek met die Heilige Geest. Wees nie bevlees nie, klein kidde, dat hulle vader so begeerde om julle die koninkrijk te gee. Die Heilige Geest sal 'n klein kerkie tref, wat uit die wêreld uitgekom het. Vroue, wat lang hare dra, Nasareer, om te bewys, hulle het ons self afgesonder van die Nasareer is een die wat? Een wat ons self afsonder vir die woord van God. Die kortbroek, straande, geverde gezicht, Isabel, wat ons self christenen noem nie. Nee meneer, hans popapbroekig, hulle sal staan vir een denominatie en hulle baie punte vastels van een sekere Caesar of Herodes in plaas om te staan vir die woord van God. Maar God is loyale mense, ware kinde van God, wat die omgee wat die wêreld sê. Hulle glo dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Hierdie is die geweld
nie. Dit maak jou ongeloof. Maar dit is die waarheid. Dat God se vertel om dit te doen. En God sal dit doen. God seën julle. Bedoel nie om julle te skel nie, maar om julle te waarsku. Dit is beter om gespreek te word en gebrand tot enige tyd. Gees geword. Die Heilige Gees praat in hierdie laaste dae. Almal wat geskryf is in die boek, sal dit ontsnap. Nou, vind ons uit, die klein kudde is gereed vir die dinamika, om dit op te beweeg in die hemele, om al hierdie verdrukking te ontsnap. Iemand het gesê die ander dag, terwyl ek gepraat het gesê, broer Branham, jy glo dan nie dat die kerk deur die verdrukking sal gaan nie? Ek het gesê, ek glo die kerk sal, maar nie die bruid nie. Die kerk sal deur die verdrukking gaan, ja meneer, maar die bruid is vry daarvan. Sy gaan in die wegraping, in 'n oomblik, in 'n oogwink, sy sal weggeraap word om haar Here in die lug te ontmoet vir die bruilofsmaal. Hy het niks om deur enige verdrukking voor te gaan nie. Haar Here het haar prys betaal. Ons is so dankbaar daarvoor. Ja meneer, na die verwerping van beide kerk en volk was daar slegs een uitroep wat gekom het. Die volgende beweging was, raak ons slaat daarvan. Dis die volgende uitroep wat ons het. Kerk het die Heilige Gees ferm geweier. Ons weet het. Lede het uit alles uitgekom. Dis die groot oproep. Presbyteriaan met die dus, Baptist, Lutheran, maar die kerk self, die denominatie, dit kan nie beweeg nie. Nee meneer, dit is reeds gedenomineer. Maar we gaan die ding nou, kruisig dit. Kruisig dit, wat? Kruisig opnieuw, wat? Die bevestigde woord as die waarheid. Godse woord, gekruisig opnieuw. Net soos Eva, die hele visse wêreld bederf het, hier een klein deeltjie van Godse woord te verwerp, het die kerk dieselfde ding gedoen. Julle mag vir my sê, broer Branham, jy het die verkeerde interpretasie daarvan. Wel dus, volgens jou opinie, God het nie enige interpreteerder nodig nie. God is sy eie interpreteerder. Dus wat die probleem daarvan is vandag, ons het een veel mensgemaakte interpreteerder. God kan self interpreteer. Sy eie bevestiging van sy woord is die interpretatie. Die Fariseërs mag uitgeroep het ook, ons die interpretatie. Die Sadduceërs sê, ons het het. Maar Jesus was die interpretatie. Amen. Die manifestatie van God openbaar krag wat beloof is die bevestiging. Jezus juist, kyk wat die kerk van stel is om vandag te wees. Ja meneer, God het nie enige interpreteerder nodig. Kom en sê wat hulle gedoen het aan Jesus. Hulle het uitgevind destyds dat hulle gedink het, hy het nie die interpretatie nie. Hy was die interpretatie. God het nie nodig gehad om dit te interpreteer nie. Jezus se lewe het geïnterpreteer. Hy het gesê, ondersoek die skrifte. Omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, dit is die wat van my getuig. En as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie. As die werke wat gespreek is van hierdie dag nie self in my manifesteer nie, het hy gesê, moet dan nie glo nie. Het hy dit gedoen. God sê, 'n maagd sal swanger word en sy het. Hoor julle dit? Zekerlik, maar hulle het nie. 'n maagd sal swanger word en sy het. Hulle het gesê, die krepeles sal loop, die blinde sal sien, en dat sal plaasvind. Dit het gewys, hulle sal dit doen. En Jesus was die manifestatie. Moses het gesê, die Here, julle God sal 'n profeet oprig, soos ek. Die woord kom na die profeet, en die profeet, die woord is 'n onderskeier van die gedagtes van die hart. So hulle hom daardie onderskeiding sien doen het hulle gesê, hier is Beelzebub, 'n fortuinverteller. Dis niks anders as 'n naam wat aan hom heg. Dieselfde ding vandag, genoem 'n holy roller, of so iets, dis reg. Hoewel, hy het geen interpretatie nodig. Hy was die interpretatie. God bewys dit deur homself. Wie is daar die sondige mense vandag? Of wie was daar die sondige mense toe? Wat te ontken dat die woord nie geïnterpreteer was. Jezus het vir hulle gevra gesê, ondersoek die skrifte. Hulle getuig wie ek is. Hulle is interpretatie. As my lewe nie interpreteer waarvan ek praat nie, moet my dan nie glo nie. Wat er sondige mense kan daar vandag wees, wat in die gesig van die Bybel kan kyk en sien op die Heilige Gees, nie die interpreteerder van die woord van vandag is nie. Om self bekend maak die manifestaties van beloftes, van die gawes en die ding wat beloof het om hierdie dag te doen. Al die Haggai 4 wat vervul word, al die res van die skrifte wat vervul word, en het reg hier aan die einde van die tyd. Jy het nie enige mens nodig om dit te interpreteer nie. Nee meneer, dit interpreteer dit self. Dit bewys, dit is die boodskap van die Here. Bekeer en draai na God, die hele wêreld. Julle kerk bekeer en draai na God. Moet hom nie probeer afwas van julle hande nie, want julle kan dit nie doen nie. Taak het weg, nou aan die gang, soos dit toe was. Hy het gesê, ondersoek die skrifte, hulle getuig van my. Jezus het gesê, my werke is my interpreteerder.
Hy het vir Moses vertel, toe hy hom daarbo ontmoet het by die brandende bos. Hy het gesê, ek onthou my belofte. Ek onthou dat ek daar die volk sou uitbring met 'n magtige hand. Ek het die belofte gemaak en ek gaan saam met jou. Ek leer jou, jy het my mondstuk en die teken staan te bekeer of ek jou gestuur het of nie. Amen. Dis waar 'n man se vroue behoort te sit vandag, 'n belofte van nog 'n Exodus en 'n interpretasie van God se woord wat gemanifesteer word. Probleem daarmee vandag, hulle sê, wel, die kerk hoor dit nie. Wat is die probleem? Julle lewe in die skaduwee van 'n ander eeu. Maar die kerk is goed in hulle eeu, maar wat van hierdie eeu? Hierdie is 'n ander eeu. Jy is nooit besig dat glo aan Luther nie. Daar was nie heilig maak nie. Nee meneer, jy is nooit die punte wat glo aan die Baptist nie, of soos daar die terug gaan daar na toe nie. Hulle het die beter gevind. Hulle het gelewe in die lig van hulle dag. En vandag het punte georganiseer en reg het in stuk soos hulle het. Dis presies dieselfde ding. En die woord beweeg aan en dit beweeg weg van hulle af. Dis weg. Want ons raak so styf en so verstyf. Ons laat ons kerk in enige soort toestand verval. Gaan reguit voort, want as ons lidmate het, dis al wat nodig is. Want ons het meer as wat ons gehad het. Ons raas daaroor. Laat my julle iets vertel wat ou gesegde is. Dat die duivel stel sy skare, maar God weeg syne. Dis waar ook vandag nog. God weeg jou deur sy woord. Kan jy dit lig gevind word of nie? Ek ken amper skare, hoe ongewild dit is nie. Dis God se woord wat gemanifesteer word vir hierdie uur. Presies reg. Ek ken amper skare nie, en wie kom en wie nie. Dis God se woord wat die skare daar was in Pilatus se hofsaal. Weeg dit en kyk wat ons gevind het, waar ons te lig bevind word. Ja meneer, ons glo dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Ons vind uit dat hy vir Moses gesê het dat ek sal met jou wees en ek sal net jou mond gebruik. Dan spreek jy die woorde wat ek jou sê en die teken sal homself interpreteer. God het nie enige interpreteerder nodig nie. O nee, hy moet nie interpreteerder wees nie. God se interpretasie bewys homself. Hy het gesê dat hy die interpreteerder van sy eie woord was en hy is. Hy het dit gedoen deur Moses en hy doen dit vandag. Ons ken hom in die Bybel as Elohim. Elohim is die algenoegsame een. Hy het niemand raad nodig nie. Hy staan alleen. Hy is God. En hy is die woord. En wanneer die woord is beloof en het voor jou laat identifiseer, wat een soort van interpretasie wil jy buiten dit hê? O sondige man of vrou, wie is jy wat kan opstaan en sê dis verkeerd? Wanneer God met sy heilige gees en beloofde woord dit in aanskouwe van elkeen van ons interpreteer, wie is ons om te sê dis verkeerd? O sondige persoon, hoe kan jy dit doen? Sondig, wat bedoel jy daarmee, broer Branham? Ongeloof. Daar is net een sonde, dis ongeloof. Hy het geen mens se dwaase interpretasie nodig nie. Hy interpreteer sy eie. Ek is die Here, ek het dit geplan. Ek sal dit nat, dag en nag, word iemand dit nie uit my hand pluk. Hy het ook gesê in 'n ander skrif dat hy wag gehou oor sy woord om dit te doen. Doen dit, openbaar, dit aan wat? Het verkoren is, aan diegene waarin gestuur is om te sien, wat gestuur is om dit te sien, liever. Hy doen dit vir hulle wat gestuur is om te sien, om dit te sien. Hy waag daaroor, hou dit weg van al hierdie dwaase, vleeslike interpretasies, hierdie dinge, wat, hierdie is reg, en daar is reg, en daar is reg, God is reg. God se geïdentifiseerde persoon. Al daar die Fariseërs kon opgestaan het gesê, ons is van God, ons het die wette, ons het dit. En daar het die woord self gestaan. Sê, weg daarmee, vrees op dit. Dit identifiseer dit self nie met wat ons glo nie. Maar dit het dit self geïdentifiseer met die woord. Amen. Hulle wat oor gehad het om te sien, het dit gesien. Hulle wat blind was, het dit nie gesien nie. Ook sal hulle dit vandag nie doen nie. Dis al, hulle gaan klaar hulself afgesteel. Baie van hulle, weg daarvan. O ja, hier dit te vervul, dit is waar te wys. Sommige sê, ek glo soveel daarvan. Broer Branham, ek kan die Bybel glo. Ek sympathiseer met die Bybel. Ek is 'n Bybelsympathiseerder. Ek glo so en so, ek glo Jesus Christus is die Seun van God. Maar ek kan nie alles daarvan glo nie, want my denominasie sê, dis nie so nie. Wat 'n soort van interpreteerder het jy dan? Dieselfde soort wat Eva gehad het. Die duivel. Hy het probeer om die woord vir Eva te interpreteer. En hy het gesê, o, hier is reg en daar is reg, maar sekerlik, dis reg. Wat God gesê het, dis reg. Ek ken nie om hoeveel dit verander blyk nie. Wanneer God sê dit gaan gebeur, gaan dit so wees. Sal jy Eva se interpreteerder gebruik? O, sondige persoon, hoe kon jy dit doen? Ja, meneer, hulle het Eva se interpreteerder gekry. Die bewys, soos ek die ander dag gesê het, ons probeer bewys lewer.
Luther het gesê, glo en stap uit. Die duiwel glo ook. Wesley het gesê, skree en julle het dit, maar uitgevind, hy het nie. Pinkster het gesê, praat in tale en julle het dit, hulle het nie. Christenwetenskap het gesê, liefde, julle het die vrug van die Gees, maar hulle het nie. Hulle ontken die goddelikheid van Jesus Christus. Wat is die bewys daarvan? Wanneer daar die Gees wat in jou is, elke belofte met amen kan bekragtig en God sal dit bevestig. Dis precies hoe dit was met Jesus Christus. O ja, hulle het meer vrugte van die Gees gehad. Hulle het alle soorte van bewyse gehad. Jy kan nie enige bewys vaspen aan enigiets behalwe God wat self die woord manifesteer nie. Dis die enigste ware bewys wat daar is dat jy 'n Christen is. Hoe kan jy 'n Christen wees wanneer in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God? En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy was dieselfde God wat in David was. Hy was dieselfde een wat in Moses was. Hy was dieselfde een wat in al die apostels was. En hy is dieselfde een wat in Jesus Christus was om homself daar te manifesteer vir daardie beloofde woord. En hy is dieselfde God vandag, dieselfde woord wat lig gooi op die woord van die uur. God wees ons genadig. Ja, meneer. Wat glo dat God homself interpreteer, elke woord wat bevestig moet word. Ja, hy is sy eie interpreteerder. Broer, ek dink aan die uur. Ek kan 'n lang tyd hierop bly, maar jy het 'n byeenkoms wat kom. Ek glo en ek kan sê vandag, as ons nie oppas nie, as hy op die hande van ons Amerikaners. Dink daaraan. Ek sê hier nie vir nie. Ek sê dit vir lig. Ek sê dat die bloed van Jesus Christus op die hand van die Amerikaanse kerk vandag is. Bloed van Jesus Christus is op Amerika as geheel. Die bloed van Jesus Christus is geen nie met die dus, Presbyteriaan, Lutheraan, Pinksters. Dis op die hande van almal van ons. Kom ons kyk of dit nou is. Dink daaraan, die bloed van Jesus Christus. Wow, Christus. En soos Pilatus daardie dag, dit herinner my aan 3 maniere wat Pilatus probeer het om dit van sy hand af te kry. Hy het al 3 maniere probeer om dit van sy hand af te kry, maar hy het misluk. Daar is net een manier wat jy dit van jou hand afhaal. Laat ons sien wat hy gedoen het. Pilatus het hierdie 3 maniere probeer en het almal misluk. Ons moet die saak in die gesig staar. Ons weet dit hier, want sy woord is geïdentifiseer deur die skriftelike bewys. Die woord beloof vir die dag het vlees geword, selfs vir die bose deel om Jesus Christus te weier. En hy in hierdie Laodicese eeu aan die buitekant van die kerk. Ons weet dis die waarheid. Dink daaraan, die bloed van Jesus Christus God geseën op ons hande. Ja, dit maak my bang om daaraan te dink. Ons hier om te hardloop, dit stuur koue rillings om te dink die bloed van Jesus Christus. Wanneer 'n man sy eie medemens se bloed sal dophou. Een keer in Chicago nie lang gelede nie, het 'n vriend van my daar gestaan, die een van die Dillinger groep, wat ook al dit was, wat geskiet is in die straat. Mense het saamgedrom by die honderde en het oral rondom gestaan. Maar wat het hulle gedoen? Waar daar die bloed uitgesprei was op die straat en daar die koelgat, almal het om daar die bloed geloop. Hulle wou nie in hulle medemens se bloed trap nie. O nee meneer, hulle was baie agterdogtig daaroor. Maar hulle sal reg deur die bloed van Jesus Christus loop. Hierdie ou gesegde is dit waar, dwaase sal loop met spykerskoene waar engele vrees om te trap. Dis reg, dis al reg, daaroor loop, sê die dae van wonderwerke is verby. Dit was goed vir die apostels, maar nie vir ons nie. Wow, weet jy, hoe kan julle dit sê? Julle vertrap onder die bloed van Jesus Christus, waardeur julle geheilig is. Wow, weet jy, dink aan die bloed op ons hande. Wat, 'n medemens se bloed? Ek dink aan lank gelede, 'n paar weke gelede toe ons gedink het, dit kon nie gebeur in ons volk nie. Wat van hierdie kerel, Oswald? Wat daar in daardie sel sit en het uitspreek, as dit die regte verstand is. En ek dink aan 'n man wat na hierdie band sal luister, of hier teenwoordig sit in 'n plek en luister na die boodskap, dit goedkeur. Dit uitspreek, wetende, dat hy moet kom na 'n oordeel en aan die woord van God moet antwoord. Aan die bloed van Jesus Christus moet antwoord. Waaraan die voorgestel is, op jou hande, op ons hande. Let op, na Oswald, wat daar sit, wat 'n verskriklike ding behoort dit te wees vir hom, of sou dit wees, of ek reken, dit was. So hy gedink het, hy sou die kwaai, hooggerechtshof moet trotseer, die vorm van die moord op hulle president. Daar sou geen genade wees nie. Enige bewyse wat teen hom kon kry, dit sou ingeprop word teen hom. Vingerafdrukke, geweerplek waar hy was, alles sou voor hom gebring word. Dis 'n matige ding teenoor wat dit gaan wees vir mense wie in hierdie bijeenkomste gesit het en hier Christus sien opstaan, het in die vorm van sy wese en homself identifiseer en die loop uitsonder om hom te aanvaar. Hou vas aan 'n stukkie klein geloofsbelijdenis of iets wat julle nietigheid noem.
Dit sal 'n matige ding wees, wanneer julle in die teenwoordigheid van 'n kwaai God vind, wie vertrap het die, julle wat die bloed van sy eersteen vertrap het, en hom op niet gekruisig het in julle verstand. Julle geboorteregte verruil het vir 'n gewildheid. Dit gaan 'n verskriklike ding wees op daardie dag. Dit sal 'n haaglike gedagte wees. Hoe kan julle na die sweetsaal sit? Julle aanboorlinge in Afrika, julle in Australië, Swede, Switserland, julle sal luister na hierdie band. Hoe gaan julle antwoord in die oordeelsdag? Wanneer ek in julle nasies was, en jy die identifikasie van Jesus Christus sien opkom het, onder die mense, en met homself bewys, weet, luister, hoe hy moes uitgesweet het. Hoe kon hy dit gedoen het, as dit die regte verstand was? Wat soort van 'n kwaai God, dink julle sal dit wees teenoor hulle wat die seun van God vertrap het en hom weer opnuut gekruisig het? Let op, 'n loods, wanneer hy gereed maak om dit vliegtuig op te neem, 'n loods sal 'n vliegtuig uitneem, hy sal alles nagaan voordat hy vertrek, elke instrument, hy sal uitgaan op die aanloopbaan en daar buite staan en daar die vlerklappe nagaan, sy petroldoppe nagaan, alles, elke instrument wat hy het, hy gaan dit weer en weer na. Waar van julle het in vliegtuie gevlieg en julle weet dis die waarheid? Hy gaan elke instrument na. Hoekom? Hy het die bloed van sy medemens op sy hande. Hy wil seker wees dat alles moontlik regloop. Wat van 'n dokter in 'n operasie, wanneer hy weet hy gaan opereer, 'n gewas of 'n hart neem of iets anders en daarop opereer? Wanneer hy op jou liggaam gaan opereer, sal hy jou hart nagaan, sal hy jou bloeddruk nagaan, hy gaan na of jy enige verkoue het, en hy gaan die narkose na. Hy gaan alles na. Weer en weer 'n keer. Kom, hy wil nie die bloed van sy medemens op sy hand hê nie. En as 'n dokter en 'n loods en sloper sal nagaan, hoe behoort die kerk van Jesus Christus te maak? Wanneer ons die dinge sien waarin ons vandag lewe, ons beter nagaan. Die bloed van Jesus Christus mag op ons hande gelaat word. Nou laat ons een ding neem. Pilatus sy eerste skema was, ek vind geen fout in hom nie. Hoe dit onder baie van die goeie groepe vandag gevind word. Ek vind geen fout in die woord nie, dit is goed, maar daardie was vir die apostels. Die Bybel het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Julle sê, daardie Bybel is goed. Ek glo hulle het in tale gepraat. Ek glo hulle het Bybels uitgedryf. Ek glo hulle het die gedagtes onderskei. Ek glo hulle was profete, maar nie hier die dag nie. O, meneer, handige man, wat is die probleem met jou? Wat gebeur wanneer Mattheus 24 reguit terug lê? Hebreërs 13:8 vlieg weer reguit terug in die skoot. Pilatus, hy kon dit nie so van sy hande af was nie. Nee meneer, dit weer reguit terug in die skoot beland. Wat sal dit aan elke mens wanneer jy staan en God se beloftes sien hou? Petrus het gesê op die Pinksterdag, bekeer elkeen van julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus tot die vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Hoe ver? Aan die hele wêreld, aan elke volk. Dit was aan elke volk. Gaan hier na die hele wêreld, dit nog nie daar bereik. Preek die evangelie aan elke skepsel. Hierdie tekens sal hulle wat glo volg. Hoe gaan julle daardie van julle hande af was? Julle kan dit nie doen nie. Dis bewys en reguit terug aan julle skoot gegooi. Dit slaan reguit terug. Dit is dit het op Pilatus. O, ja meneer, dit kom weer reguit terug na jou. Wanneer jy die skrif reg voor jou geïdentifiseer sien. Weerens, soos ons afsluit. Weerens, vind ons uit, was daar 'n ander manier, soos Pilatus probeer doen het, soos mense vandag maak. Hier dit aan, naaste Herodes en Caesar. Baie goeie predikers vandag, Anglikaans, Presbyteriaans, Lutherse, Baptist, Pinksters en sovoort, sal het aanstuur. My hoofdkwartier is een wat my dit nie laat doen nie. Dit het teruggeslaan. Dit gaan weer terug vandag. Ek vra nie die gemeente van God, die eenheid, die kerk van God, die Methodist, die Baptist, die Presbyteriaan. Ek vra jou as individu, wat doen jy met die bloed van Jesus Christus? Wat sal ons doen met hierdie gesalfde woord van God, wat reg voor ons vandag is? Wat ons weet, moes wees, die Christus is, die belofte van die uur. Wat sal jy daarmee doen? Nie wat jou kerk daarmee doen nie. Jou Caesar en jou Herodes het niks daarmee te doen nie. Dit het nie vir Pilatus verskoon nie. Nee meneer, nee meneer. Daar die Fariseërs van daardie dag het gesê, laat die bloed ons en op ons kinders wees. Dit is presies. Wat het hy Jesus hulle vertel? Julle kan die voorkoms van die lig onderskei, maar julle kan nie die tekens van die tyd onderskei nie.
Ek sê hier nie vir Felix nie, maar ek sê dit vir oral waar dit heen mag gaan. Julle blinde fariseërs, hoe kan julle $1 miljoen spandeer? Kan julle kommunisme onderskei? Maar die woord van God bevestig vir die uur kan julle nie onderskei nie. Julle kruisig dit weer. Julle weet alles van kommunisme af. As julle Bybel geken het, sou julle geweet het die ding moes gebeur. Dis nie interessant vir my nie. Ek haat kommunisme. Ek haat enigiets teen God. Maar my belangstelling is dit, die kerk is bereid vir hierdie uur, vir die weggaan van die bruid. Onderskei die voorkoms van die lig, maar die tekens van die tyd kan julle nie onderskei nie. En in sy hofstaat vandag is in die federale howe om hier die raad van kerke te maak en alles. Julle kan kommunisme en al hierdie dinge waaroor die prediker spreek onderskei. En loop reguit oor die tekens van die tyd en noem dit fanatisme. Noem dit verstandelike telepatie of iets daardie en loop weg. En verbied julle mense om self daarna te kom luister. As geskiedenis dit self nie herhaal nie. Ek is my naam nie William Branham nie. Presies reg. Wat gaan gebeur? Dat gooi die bloed van Jesus Christus reg in die rug op julle hande. En julle noem dit 'n onrein gees soos hulle toe het. Reg om die wêreld. Ek reken julle weet wat ek toe bedoel het. Waarom? Hoekom het julle my weggewys in Switserland? Hoekom het julle dit gedoen? Finland, die bloed gaan op julle eie hande wees. Dis op julle. Nie vir my nie. Jy het my nooit weggewys nie. Jy het hom weggewys. Nie vir my nie. Want jy het gesê ek glo nie in dit nie. Die woord sê dit. Daar het hulle dit. Blinde fariseërs, hulle kan kommunisme onderskei en al hierdie dinge onderskei, maar die uur waar hulle lewe, hulle kan dit nie onderskei nie. Dis presies reg. Nou, dit gaan sy grootste finale doel weer bereik. Die kritieke uur is weer hier. Wat is dit? Kruisig hom. Ons kan hulle nie almal metodist maak nie. Ons kan hulle nie almal baptist maak nie. Ons kan hulle nie almal eenheid maak nie. Ons kan hulle nie almal drie eenheid maak nie. Ons kan hulle nie almal hierdie daar of die ander maak nie. Maar ons kan 'n raad hê. Waar julle verskil so ver die ooste van die weste af is en julle ding is verkeerd. Dis 'n satelliet vir Rome. Dis presies reg. Nou as 'n individu kan ek jou vra, wat sal jy doen met hierdie gesalfde woord wat die Christus is, die woord wat beloof is vir hierdie dag? Jy as 'n individu, die laat het heel nooit van sy hande af te kry nie. Julle weet dit. Hy het geskree gehuil, jy maar wat hy kon doen. Hy kon dit nie doen nie. Daar is 'n legende daarbo in Switserland, waar blou water opstel, waar hy selfmoord gepleeg het. Julle ken die geskiedenis daarvan. Hy het hom uiteindelik kranksinnig gehardloop en het selfmoord gepleeg. Hoekom het hy nie bely nie? Hy kon nie bely nie. Het hom eens van beleid. Hy het het gedoen. Moenie dat dit met jou gebeur nie. Hy is op jou hande. Die werk is gedoen. Die Bybel is gespreek. Die Heilige Gees het het geïdentifiseer. Enige sondige mens waag jy om dit te sê. Dit is nie so nie. Die Heilige Gees in hierdie laaste dae nie. En die woorde wat gespreek is te sê, dit sal gebeur en hier is reg vir ons. Moenie dit probeer doen nie. Moenie dat jou einde wees te laat is nie. Nee. Hy moet hom in sy hart aanvaar het. Die enigste manier wat jy hom van jou hande af kan kry, is om hom in jou hart in te neem. Moenie daar dieselfde fout maak nie. Luister, Hebreërs 10 sê dit. As ons opsetlik sondig, opsetlik nie glo nie, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, lê daar geen offerande meer vir sonde nie. As jy opsetlik sondig, nadat dit aan jou geïdentifiseer is, en die weer dan, is die absoluut geen kans om ooit te bely nie. Net 'n oomblik. Ek het 'n nota hier wat ek aan julle wil bring voor afsluiting. Soos die spione op die pad na die beloofde land. Hulle was in 'n Exodus, uitgekom uit Egipte, uitgekom deur 'n beloofde woord van God. Wat het die woord bekend gemaak deur 'n profeet, Moses, om af te stuur soontoe. Hy was geïdentifiseer dat hy die God was om hom uit te bring onder die voorwaardes wat hy beloof het, die ek is. Toe hulle gekom het by die grensland, Kadesh Barnea, die groot fout wat hulle gemaak het, toe hulle by die land gekom het, en oorgekyk in die beloofde land in, hulle het gesê, ons kan dit nie aanneem nie. Wat was die ander sien? Hulle het gekyk na die omstandighede, die aansien wat hulle sou verloor. Ons is benkane teenoor hulle. Maar Joshua en Caleb het nagegaan. Hulle het teruggegaan na die woord en die Here het gesê, ek gee julle hierdie land. Dit is 'n goeie land wat vloei met melk en honing. Hulle het nie gestel hoe dit gelyk het nie, wat hierdie was en wat hierdie bewyse was nie. Wat se woord het gesê, ek gee dit vir julle, gaan kry dit.
En hulle was die enigstes wat ingegaan het. O, laat ons die beloftes van God nagaan vir vandag. Dis reg. Onthou, ons is in nog 'n Exodus, 'n tyd van Exodus, hierdie keer. Nie na 'n beloofde land van die aarde nie, maar na die beloofde land van heerlikheid, waar daar nie meer terugkeer is. Glorie aan God, ons gaan daar wees. What did he promise before that time come? That the church should be so much like him and did be the same. That the works that I do shall you do also. We'll see again the vindicated promise again and again. Oh, get him off your hands. There's only one way to get him off your hands. That's accept him in your heart. Will you do it while we bow our heads? Sal julle dit doen terwyl ons hoofde buig? Ek gaan hierdie vraag vra terwyl elke man en vrou stil is. What will you do? Wat sal jy doen met hierdie Jesus wat Christus genoem word? Will you accept him? Sal jy hom aanvaar? Take him Sal jy as hom your Savior? aanneem as jou verlosser? Will you be a or Sal will jy wees you of wash him off? sal jy hom van jou hande afwas? Will you try Sal to jy cast probeer off aanstuur wel my creed doesn't say geloofsbelijdenis sê nie dit nie. Of my denominasie glo net nie soos daardie nie. it's right on Dis your reg hands. op jou hande. Jy kan nie daarvan wegkom nie. Wat sal jy doen met Jesus wat Christus genoem word? His blood is on your hands since this week in the meeting. Sy bloed is op jou hande van hierdie week af in die byeenkoms. Let us pray. Laat ons bid. Lord Jesus, Here Jesus, help us. help ons net nou in hierdie uur. Laat U genade en barmhartigheid met ons wees. Laat hierdie gemeente sien, Here, dat U God is en daar is niemand behalwe U nie. Let the power of God now, the word Laat die identify krag van itself, God nou die woord dit self identifiseer in hierdie mens. that it might be Dat dit known bekend mag wees dat U God is en ek die waarheid vertel het, Here. Ek het dit gedoen hierdie volgens U bevel. As Elijah Soos said, Elia long lang ago, gelede I did gesê this het, all ek het dit at alles your gedoen command. volgens U bevel. Grant, Lord, that'll be Dank so. Here, In dat dit so Jesus sal wees Christ's in name. Jesus Christus se naam. Amen. Now with your heads bowed. Every one of you. Nou met julle hoofde gebuig, elkeen van julle. Die Heilige Gees het my net gestop 'n paar minute gelede toe ek begin bid het. He said there's some Hy here het that gesê don't daar know is that sommige hier wat dit nog nie weet nie. May God of heaven Mag lead God you van die without hemel julle leaving los me sonder and throw it enigiets. right back in your lap. Mag dit reg terug in julle skoot gooi vandag dan. Julle siek mense wat hier is, ek het dit nooit gedoen by 'n besigheidsmanne se byeenkoms nie. Julle siek mense hier wat God glo en glo dat julle geloof het om sy kleed aan te raak. En onthou die Bybel het gesê in Hebreërs 4, die woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard, onderskeier van die gedagtes wat in die hart is. We all know that. Ons weet dit almal. You believe it? Glo julle dit? Will you Sal ons pray? bid? Let not one person move. Laat nie een now. persoon van nou af aan beweeg nie. Let everyone be real reverent, real quiet. Laat almal baie eerbiedig wees, baie stil, Pray. baie stil. Bid. May the Holy Ghost now lead us to what to do and what to say for this En mag die Heilige Gees ons nou lei na wat om te doen en wat om te sê, want hierdie kritieke uur is nou hier teen ons. Here Jesus, dis in U hande, ek is in U hande, ek gee myself voor aan U. Throw it back in their laps, Lord. Gooi dit terug in hulle skote, Here, sit dit reguit terug. Sure, Sekerlik the U Holy groot Spirit Heilige tells Gees me here vertel what my you hier wat is reg en verkeerd. En ek weet hierdie band gaan baie daar buite ontmoet. En ek bid dat U dit vandag sal bekend maak, dat ek hulle die waarheid vertel het. En ek stuur dit hiervoor, soos U daardie keer die rivier gesê het, toe die engel van die Here daar gestaan het in daardie vuurkolom. Let it be known today that I've told the truth. Through Laat dit Jesus bekend Christ. word vandag dat ek die waarheid vertel het deur Jesus Christus se naam. Amen. Raise your heads now. Look Gaan this nou way julle and koppe don't you op. down. Kyk hier na toe en moenie twyfel nie. God Almighty, Laat God be the almagtig judge ons of regter us. wees. When Jesus Toe Christ Jesus stood hier op here on aarde earth, gestaan het, when he toe hy died, gesterf he het, healed the het hy die sick, he siekes saved genees, the lost. het hy die You believe verlorenes that? gered. Glo julle dit? But Maar we toe hy sure hier how was, they know he hoe hulle was geweet het hy because was, omdat hy die he was woord the was. Word. How many Hoeveel know that weet to be dat dit waar is? He was the Word, and the Word Hy was die discerns the woord thoughts en die of woord the heart. onderskei die Is that gedagtes right? wat in die hart is. Is dit reg? Ek kan nie 'n persoon in hierdie gebou sien op hierdie tydstip wat ek ken, behalwe hierdie pastore en so voort daar agter nie. Of miskien is broer Robert hier. Ek sal hom net 'n gebedslyn laat begin. Is broer Robert daar agterin? Hy is nie hier nie. All right. My ministry will do for Goed, this time. my bediening sal genoegsaam wees vir hierdie tyd. Ek daag julle uit in die naam van Jesus Christus om my te glo dat ek die waarheid omtrent die woord vertel het en te glo dat wat ek gesê het die waarheid is. Sal julle dit doen? Laat dit wees, Here, laat dit wees. There's a man sitting Daar right is 'n here. man wat net hier sit.
I want you to turn Ek your wil eyes. hê julle Can't moet julle you oë see that draai. light Kan hanging julle there? nie daar die lig daar sien hang nie? There's a man sitting there looking at Daar me is 'n praying. man wat daar sit, na my kyk, wat bid. Hy ly aan 'n longprobleem en swakheid. Moet dit nie mis, meneer. Mr. Carr. Meneer Carr, staan op en aanvaar uw genesing. Jesus Christus maak jou gesond. I never seen a Ek het man nooit in die my man life. gesien in my lewe nie. There's a man behind there. Daar very is 'n man daar blind. agter, baie He was gaaf. praying Hy het ook too. gebid. But what's Maar the wat matter die with probleem that man? met daardie man is? That Daardie man man there has daar eye het trouble. oogprobleme. He's got a Hy het 'n growth in his gloeisel in left sy side. linkerkant. His Sy name naam is is Mr. meneer Bartlett. Bartlett. You Jy believe, glo is that reg right, sir? meneer? Am I As stranger ek 'n to you? vreemdeling Wave vir your jou, hand, we're all waai jou hand. strangers. Ons That's almal right. vreemdelinge. God Dis bless reg. you. God Believe, ken jou. believe. Glo, jy sal genees word. You believe. Jy glo. What'd you tell him that for? Hoekom het jy om dit vertel? You believe me to be his prophet, sir? Yes, sir. Glo jy dat ek sy profeet is, meneer? Yes, sir. You're Ja, suffering meneer, with jy a ly aan 'n spiritual geestelike upset, ontsteltenis, 'n a klein little ontsteltenis upset in business besigheid and en that's dinge. right. Dis reg, Right. dis reg. Mr. Meneer Carlson, Carlson, you believe glo jy with met all jou hele your hart heart dat Jesus Jesus dit straightened vir jou out sal for you? uitstryk? Is that Is your dit name jou at naam? your place? Dis jou plek? All right. Goed, jy You kan have kry what you waar ask vir jy gevra het. Amen. Somebody over here believe it. Iemand hieroor kan glo dit. Amen. Somebody with Amen. genuine Iemand Holy met Ghost ware faith. Heilige Gees geloof. Miss Mevrou Waldrop. Waldrop, ek I sien see dit. that. Ek ken jou. No, it isn't for you. Ja, dis nie vir jou nie. Dis It's vir for daardie that baba. baby. And that baby En daardie is baba your is jou great-grandson. agterkleinseun. I've Ek het never hom seen him nooit in my gesien in my life. lewe nie. Dis die waarheid. The baby suffering with Die the baba ly aan 'n eye oogprobleem trouble. wat Causing an veroorsaak allergy is he deur 'n had. That's allergie thus wat hy saith gehad the het. Lord. Dis so spreek die Here. You believe. Jy glo. Lady, Dame, jy is baie siek, you're very jy is sick, gespanne, you're het 'n nervous, got maagprobleem, stomach trouble, amper in 'n almost in a sinewee nervous ineenstorting. breakdown. You Glo jy believe dat God jou God sal can heal genees? Mary, Mary, believe with all your glo heart met jou Jesus hele hart en Christ Jesus will Christus give you your sal jou desire. begeerte skenk. He's Hy on your op in lap. die woord. There's a little Hier lady is 'n sitting klein here dametjie praying, wat looking hier right at sit, me. wat bid, wat reguit na my kyk. Kop is Heads down, geboe, raise up, look at me. lig op en kyk na my. Good person. You're not from here. Goeie persoon. Jy's nie van hier nie. Jy kom van weg van hier, New York. Maar as jy sal glo dat Jesus Christus dit gesond maak, sal hy jou die dooping van die Heilige Gees gee. You believe that? Glo jy dit? Mrs. Bryan. Mevrou New York. Brian, Believe van with New all your York. heart and you Glo met receive jou the hele Holy hart Ghost en jy right kan now. nou dadelik die Heilige Gees ontvang. It's in your lap, Dis in julle friends. Do you woord, believe vriende. it? Glo jy dit? Die Word woord made wat dit itself self manifest. manifesteer. You believe Jesus Glo Christ jy is the Jesus same yesterday Christus and forever? dieselfde gister, vandag en vir altyd? don't Ek know ken nie these hier die people. mense nie. God's God my is judge. regter. I don't know Ek these ken nie hier people. die mense nie. Jesus Jesus Christ Christus knows them. ken hulle. What Wat will you sal julle do doen with met this hierdie anointed gesalfde word? woord? As it Wat hy says gesê het, it was soos in dit the was days in die of dae van Sodom, Sodom, so shall it so be sal in dit the wees coming in die of the Son kom of van die Man. Seun van die mens. If As this hierdie part's deel true, waar is, the is die message boodskap that wat I ek preach preek is waar. true. It's a Dis die Holy Ghost Heilige itself Gees doing self its wat sy own eie interpretation that it's interpretering right. doen, dat dit reg is. Amen. Amen. Believe it Glo with dit all met your jou hele heart. hart. Will you Sal do julle it? dit doen? Stand up on your feet then and accept it in the name of Staan dan Jesus op julle Christ. voete en aanvaar dit in die naam van Jesus Christus. Terwyl die Heilige Gees hier is, wil ek hande lê op hierdie sakdoeke hier. Laat ons hande opsteek na Christus. Here Jesus, ons glo U. Ons weet U is die waarheid, die lig, die woord. Ek sit my hande op hierdie sakdoeke. Ek bid, Here Jesus, dat die krag deur hierdie gebou en deur hierdie sakdoeke sal sirkuleer oor hierdie klein baadjies en mantel. En mag die Heilige Gees op hulle kom, Here. Ken dit en mag hulle genees word, elkeen van hulle, want U woord is waarheid. Ken dit, Here. Now to everyone O, in en the elkeen in die congregation, vergadering, what will you wat sal do julle with doen met this hierdie Jesus Jesus called wat Christ? Christus genoem word? It's Dis on op your julle hand. hand. Don't you Moenie let laat the die people mense take julle it. vertel. I Ek need the bedoel die people on mense this op hierdie tape, bank, the people out die here mense in hier the buite in die gehoor. What Wat will sal you julle do vandag with it daarmee today? doen? Why don't Hoekom you aanvaar jy accept hom every nie? sick Elke man in siek here? man hier binne, Every elke doubting twyfelende man man in hier here? binne, Every elke doubting twyfelende woman? vrou. Why don't Hoekom you aanvaar accept julle hom him nie as as your julle Savior? verlosser nie? You'll never Julle wash sal hom him nooit off your van julle hands. hand afwas nie. Your Julle grief geloofsbelijdenis never take him off. sal hom nooit afneem nie. There's not Daar is enough nie genoeg motorcycles pullers in the geskep country aan die to land om dit te beweeg nie. Only one thing you Ek can do. een ding wat Get julle it kan in your doen, heart. kry hom in julle hart. Amen. Sal julle dit aanvaar? Steek julle hande dan op en sê, Heer, om prys en eer. Hemelse Vader, hulle is U. U woord is geïdentifiseer. Die mense is U. Ek vertrou hulle aan U toe in Jesus Christus se naam. Amen. Raise up your Steek hands julle hande op and en praise Him. prys hom nou. And I commit Him to you in Jesus' Trou hom aan julle toe in Jesus Christus se naam.